finale en kragtige wyse bevestig. En daarom het ons nou die doop en die nagmaal wat as tekens dien van hierdie belofte, hierdie verbond wat hy met ons gesluit het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees, ons te seën en ons lief te hê. Van ons, dit is die aksie wat ons moet doen, vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot word oor die betekenis en die eise en dit wat van hulle verwag word in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing van hoe hulle lewe en hulle op te roep tot die toeëiening van God se beloftes en hulle tot deelname aan die nagmaal te begelei. Dit is die ouers se verantwoordelikheid. Die doop vanoggend beteken nie dat hierdie kinders vanoggend ewe skielik gered is nie. Die water is nie enige spesiale water nie, maar doodgewone kraanwater wat as simbool gebruik word. Simbool dat God na ons toe kom en vir ons sê, hier is vir jou verlossing. Hier is vir jou vergifnis. Jy moet dit net aanvaar. Ek roep dan nou die doopouers na vore om hier voor by my te kom staan. Julle kan hier voor my staan. Julle moet nou eers vir my kyk. En dan kan julle omdraai en vir die mense kyk. Mense sê julle het dit nog nie gedoen nie. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg. En aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vrae antwoord. Eerste, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En derde, beloof julle om hierdie kind, van wie julle die ouers is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Tanya, wat is jou antwoord? Benet en Gary, Marlies en Lawrence. Hulle het almal ja gesê. Terwyl ons dan lied 292 sing, ons sing al twee die verse, kan julle omdraai en dan kan die babietjies na vore kom en Renus klaar hier voor.
Sy, Ren, jy kan hier by my kom staan saam met jou mamma. Kan jy nie voor my kom staan? Reg voor my voete. Ren, James, Botha, doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. As hy, mooi mamma staan. As hy. Kom spring hy nou so rond. Emma, sy. Oei, tog sy slaap, moenie wakker word nie. Emma de Klerk, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ja, verstaan. Linry Merrick, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons het ons oë toe en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir hierdie baie spesiale oomblik waar ons hierdie kinders se lewe in U kan vier. Dankie dat U eers na ons toe gekom het om hierdie verbond met ons te sluit. Ek bid dat U saam met hierdie ouers sal wees in die grootmaak van hulle kinders, dat hulle sal grootmaak volgens U wil, dat hulle elke dag 'n voorbeeld van U lewe vir hulle kinders sal wees. Ek bid dat U hulle sal seën en dat hulle U saam met hulle sal wees elke dag van hulle lewe. Amen. Die kerkraadslede, julle kan om Bybels oorhandig, terwyl hulle oorhandig, gaan ons lied 288 sing, ons sing daarvan al 3 die verse. As hy, julle kan gaan sit. In die tyd waar ons nou is, beweeg ons van verwagting van die tweede koms van Christus, wat ons dink aan hy wat weer gaan kom, maar ook wat ons nou nader aan Kersfees beweeg, begin ons ook meer fokus op sy geboorte. As ons terugdink aan die eerste koms van die Messias, dan dink ons ook aan dit wat die Israeliete verwag het. Ons kan onsself bietjie in hulle skoene plaas en dink aan wat het hulle gedink toe daar voorspel was dat daar 'n koning gaan kom. Hulle het 'n groot en magtige koning verwag, wat hulle gedink het gaan oorlog maak en hulle gaan bevry uit die Romeinse mag.
Hulle het 'n koning verwag wat hulle weer die grootste ryk en die belangrikste ryk van die samelewing sou maak. Maar dit wat hulle gekry het, was totaal onverwags in die lig van dit wat hulle gedink het. Ons lees so ietsie van wat die voorspelling was in Micha 5 vers 1 tot 5. Maar jy, Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda. Maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort. En hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die grysse verlede. Hy sal sy mense 'n kort rukkie prys gee, solank as dit 'n vrou neem om 'n kind in die wêreld te bring. Dan sal die uit sy familie wat die ramp oorleef het terugkom na die Israeliete toe. Hy sal na vore kom en sy volk lei deur die krag wat die Here hom gee, deur die sterkte van die naam van die Here sy God. Hulle sal woon tot in die uithoeke van die aarde, want hulle leiers sal sterk wees. Hy sal vrede bring. Wanneer Assirië ons land binneval, wanneer hy in ons mooi huise wil ingaan, sal ons baie leiers, genoeg generaals, teen hom uitstuur. Hulle sal Assirië plat loop met die swaard, die land van Nimrod met swaarde wat reg is om te steek. Die regeerder uit Bethlehem sal ons red uit die mag van Assirië, wanneer Assirië ons land binneval, wanneer hy ons gebied binnekom. Hulle het dus gedink aan 'n koning wat gaan oorlog maak. Maar die sleutel van wie hierdie koning was, het eintlik heel in die begin, in die eerste verse, gestaan. Ja, maar jy, Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar kom wat aan my behoort. Daar is reeds in die vers 1 van hierdie gedeelte gesê, dat die koning gaan in Bethlehem gebore word. Die groot en belangrike koning wat gaan kom dan op 'n heel onwaarskynlike plek. Hy word gebore in die klein en onbelangrike dorpie van Bethlehem. Ons lees in die evangelies dat hy in 'n stal en 'n krib tussen die diere gebore is. Hy is nie in 'n luukse paleis gebore nie. Nog minder in 'n fancy hospitaal met allerlei mediese hulp. Nie dat dit daai tyd enigstens beskikbaar was in elk geval nie. As die koms van die Messias in mense se hande was, sou dit magtige koning in die grootste paleis in die belangrikste stad gebore geword het. Maar God steur hom egter nie aan reputasies en denkrigtings van mense nie. Hy het destyds reeds van die jong kleine Dawid 'n magtige koning gemaak. Hy kan, gaan en het dit weer gedoen. Soos wat God eens op 'n tyd 'n jong seun uit Bethlehem, wat skynbaar die mees onwaarskynlike keuse vir die koningskap was, verhef het tot die grootste koning wat Israel geken het. So sal hy 'n nuwe koning laat opstaan. God kan uit 'n nederige begin 'n wonder laat groei. Selfs in ons nederige lewens of ons klein, onbelangrike dinge in ons lewens, kan God iets wonderliks mee verrig. En dit is hierdie gebeurtenis, hierdie onverwagte, onwaarskynlike geboorteplek. En hierdie onverwagte gebeurtenis wat God se grootste geskenk is aan ons. En dit is sy ongelooflike liefde. Die liefde wat ons sien in die geboorte van Jesus. God wat sy seun vir ons aarde toe stuur. Ons skriflesing is vanoggend uit 1 Johannes 4 vers 7 tot 21. Ek gee net geleentheid vir die van julle wat daar wil oopmaak.
lees vir ons vanaf vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Nou wat is liefde? Ons praat so algemeen om te sê ek is lief vir jou, ek is lief vir hamburgers eet, ek is lief vir gaan stap. Maar miskien verstaan ons nie altyd die konsep van liefde so goed as ons sê ons is lief vir hamburgers en ons sê ons is lief vir my ma of my pa nie. Dit kan tog nie dieselfde liefde wees nie. Kom ons kyk gou die volgende video wat bietjie meer vir ons verduidelik wat liefde is. As jy al van Jesus gehoor het, weet jy moontlik van een van sy bekendste lesse wat die goue reël genoem word. Behandel ander soos jy wil hê hulle jou moet behandel. En hierdie is eintlik 'n herstelling van iets anders wat Jesus gesê het, dat die betekenis van die lewe is om God lief te hê en jou naaste so lief te hê soos wat jy jouself het. Nou, dit is regtig wonderlik, maar wat bedoel hy presies met hierdie woord liefde? Dis 'n onduidelike woord in Afrikaans, want jy kan jou ma lief hê en jy kan pizza lief hê. En indien die woord liefde dieselfde ding in albei daardie gevalle beteken, gaan jou ma baie sleg voel. So wat het Jesus in sy taal bedoel? Wel, eerstens hierdie wees lief vir jou naaste frase is 'n aanhaling van uit Hebreëse skrifte waar die woord vir liefde ahava is. Maar die taal wat Jesus gepraat het en daagliks in onderrig gegee het, was Aramees, soort van familie van Hebreëus, waarin die woord vir liefde ragma is. Maar toe, soos Jesus se volgelinge sy onderrig oor die wêreld versprei het hulle dit in Grieks vertaal deur die woord agape te gebruik. Maar hier is wat fascinerend is. Die vroegste volgelinge van Jesus wat die boeke van die Nuwe Testament in Grieks geskryf het nie die betekenis van agape geleer deur dit in antieke woordeboeke op te soek. Hulle het eerder na die onderrig van Jesus en die storie van sy lewe gekyk om hulle eie konsep van liefde te herdefinieer.
So eendag was Jesus gevra oor die belangrikste gebod in die Joodse skrifte. En hy het eerste vanuit die antieke gebed in die Torah, wat die Shema genoem word, aangehaal. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. So liefde vir God is die heel belangrikste ding. Maar dan het Jesus vinnig opgevolg deur 'n ander gebod vanuit die Torah aan te haal wat ook die belangrikste is, om jou naaste lief te hê soos jouself. So wat is die belangrikste? Om God lief te hê of om jou naaste lief te hê? Jesus se antwoord is ja. Om die vraag te vra beteken jy snap nog nie die punt wat hy maak. Vir Jesus is hulle twee kante van dieselfde muntstuk. Jou liefde vir God sal uitgedruk word deur jou liefde vir mense en andersom. Jy kan die twee nie losmaak van mekaar nie. So dit maak dit duidelik dat agape liefde nie vir Jesus hoofsaaklik 'n gevoel vir iemand anders is wat met jou gebeur nie, soos ons uitdrukking ek het verlief geraak nie. Vir Jesus is liefde aksie. Dis 'n keuse wat jy maak om te streef na die welstand van ander mense en nie net vir jouself nie. Jesus het nog verder gegaan deur te onderrig dat werklike liefde vir God en ander beteken om die welstand van ander te soek sonder om iets terug te verwag. Veral vanaf mense wat in moeilike situasies is, wat jou nie eers kan terugbetaal selfs al wou hulle nie. Volgens Jesus reflekteer hierdie soort van vrygewige liefde die hartklop van God. En hy het dit nog verder gevat. Jesus het gesê dat die uiterste standaard van opregte liefde die manier is hoe jy die persoon behandel wat jy nie kan verdra nie. Of in sy woorde, jy sal jou vyande lief hê en aan hulle goed doen sonder om iets terug te verwag. Vir Jesus boots hierdie soort van vyand omhelsende liefde die werklike karakter van God homself na. Nou, ons sal nie vandag nog steeds oor Jesus gepraat het, as hy net goed soos jy met jou vyande lief hê gesê het nie. Dit is hoe hy werklik gelewe het. Jesus was gedurig besig om die mense rondom hom te help en te dien in baie praktiese en tasbare maniere. En hy was altyd besig om na die armes en die mense in pyn te beweeg, waaruit hy nie voordeel kon trek. Hy het liefde bewys aan die wat maklik vergete bly, die mense wat gewoonlik deur die krake val. En toe Jesus uiteindelik in Jerusalem inmarseer, het hy homself 'n vyand van die leiers van sy mense gemaak, deur hulle van skynheiligheid en korrupsie te beskuldig. Maar in plaas daarvan om sy vyande aan te val en hulle tot 'n val te bring, laat hy hulle toe om hom dood te maak. Jesus het dood gegaan vir die selfsugtigheid en korrupsie van sy vyande, omdat hy hulle liefhet. Na Paasoggend het Jesus en toe sy volgelinge beweer dat dit die krag van God se liefde vir die wêreld was wat in Jesus se lewe, dood en opstanding geopenbaar is. Soos die apostel Paulus dit gestel het, God het sy eie agape liefde aan ons hierin bewys. Terwyl ons nog sondaars was, het die Messias vir ons gesterf. Of in die woorde van die apostel Johannes, God se eie agape was geopenbaar toe hy sy enigste seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom lewe kan hê. Vir Johannes lei hierdie dan natuurlik na die gevolgtrekking. Geliefdes, as dit is hoe God ons liefgehad het, dan behoort ons liefde vir mekaar te bewys. So die Christelike geloof behels vertroue daarin, dat daar in die middel van die heelal 'n wese is wat oorloop van liefde vir sy wêreld. Wat beteken dat die doel van ons menslike bestaan is om die liefde wat na ons deur Jesus gekom het te ontvang en dit weer uit te gee aan ander en so 'n ekosisteem van op ander gefokusde, selfopofferende liefde te skep. En dis die Nuwe Testamentiese betekenis van agape liefde. Liefde is dus 'n werkwoord. Dis 'n daad wat ons moet verrig. Liefde beteken ons moet daar wees vir ander en hoe ons teenoor ander optree. Maar waar kom die liefde vandaan? Johannes vertel ons so mooi in hierdie gedeelte wat ons gelees het, dat die liefde van God alleen afkom. God is die oorsprong van alle liefde. En ons sien dit as 'n liefdesdaad, dat hy sy seun na die wêreld toe gestuur het, sodat ons mag lewe.
Dit is wat God gedoen het om liefde nie net 'n teorie te hou nie. Dit het oorgegaan tot 'n aksie. Die liefde is begin deur God wat sy seun aarde toe gestuur het. En dit is wat ons ook vier en behoort aan te dink in hierdie tyd van Advent en Kerstyd. Dit is wat ons veronderstel is om in ons lewe voor ons te hê, eerder as geskenke en al die kommersiële goed rondom Kersfees. Moet ons fokus op die feit dat God sy seun vir ons aarde toe gestuur het, om vir ons te kom wys wat werklike liefde is. En dit het gekom by onverwagte, onwaarskynlike stal in 'n krib tussen die diere. Johannes het gesê dat God liefde is en nie andersom soos wat mense dit maak nie. Die wêreld se siening van liefde is baie oppervlakkig. Ons begrip van liefde is beperk en onsuiwer. Ek dink nie die beste predikant of woordeboekskrywer of digter kan liefde ten volle ooit verduidelik nie. Geen mens kan werklik verstaan wat die liefde van God beteken nie. Maar God probeer vir ons ietsie daarvan vir ons wys. Die wêreld dink liefde is 'n gevoel wat mense goed laat voel. En daarom is baie mense bereid om beginsels en ander regte op te offer vir hierdie soort kamstige liefde. Maar dit is nie ware liefde. Liefde is nie net 'n gevoel nie. Dit is nie net die butterflies op ons maag nie. Maar dis eintlik die teenoorgestelde. Hierdie liefde is eintlik selfsugtig. Ons kan nie die bose wêreld se siening van liefde aan God toedig nie. Dis nie God wat dit vir ons gegee het nie. Maar ons moet eerder by God leer wat ware liefde is en hoe om werklik lief te hê. God is liefde omdat hy liefde doen. En om God te beleef in ons lewens beteken om ander werklik lief te hê. Dit beteken om met hom in verhouding te wees. En wanneer ons in 'n egte verhouding leef in hom en hy in ons, dan weet ons wat liefde is. Dan ervaar ons iets van wat liefde is. Liefde is nederig, nie selfsugtig nie. Liefde is nederig soos die Messias wat in 'n nederige stal gebore word, in die klein dorpie van Bethlehem. En ons moet Jesus se voorbeeld van liefde volg. En die Heilige Gees wat in ons woon, maak dit vir ons moontlik. Liefde is daar om te gee vir ander. Ons wys liefde deur die manier hoe ons ander mense hanteer. En nie net die mense vir wie ons hierdie gevoel van liefde het nie. Maar ons wys liefde deur hoe ons die mense wat op die buitewyke van die samelewing is, hanteer. Ons wys liefde deur die manier hoe ons mense op straat hanteer. Hoe ons die mense wat minder bevoorreg is as ons hanteer. Hoe ons optree teenoor mense wat in die tronk was of selfs is. Hoe ons optree teenoor mense wat dwelms gebruik, drank misbruik. Hoe ons optree teenoor mense wat ons eintlik uit die samelewing wil uitstoot. Dit is hoe ons liefde wys, is teenoor om hulle met respek te hanteer. Om vir hulle om te gee en vir hulle te sorg.
deur waarlik mekaar lief te hê, dien as 'n geloofsbelydenis dat Jesus Christus die Seun van God is. Ware liefde, soos ons gelees het, beteken ook dat mense nie bang is vir die oordeelsdag nie. As ons ware liefde het en ons weet dit is net moontlik omdat God ons liefhet en omdat hy ons liefhet, hoef ons nie bang te wees vir die oordeel wat kom met die tweede koms van Christus nie. As ons werklik sy liefde ervaar en sy liefde uitleef na ander toe, dan weet ons saak met die Here is reg. En hoef ons nie bang te wees vir wanneer hy weer kom nie. Maar kan ons daarna uitsien. Ons kan in hierdie tyd van afwagting, hoef ons nie met vrees te lewe nie, want liefde dryf alle vrees uit. Maar hierdie liefde kan nie net 'n Sondagliefde wees nie. Hierdie liefde moet gewys word reg deur die week. Met almal met wie ons te maak het. Moet ons wys dat ons werklik die liefde van God in ons lewe het. Ons moet liefde teenoor almal wat oor ons pad kom wys. Maak nie saak wie hulle is, waar hulle vandaan kom, hoe hulle lyk of wat hulle agtergrond is nie. God se liefde is die bron van alle menslike liefde en versprei soos 'n veldbrand. Hy steek die vlammetjie in ons harte aan, want hy het ons lief. Maar ons moet dan weer deur ander lief te hê, die liefde van God versprei, sodat dit oor die hele wêreld is en alle duisternis en vrees kan doodmaak. Ons liefde moet oorgaan in 'n daad, in nederige dade, nie waar ons dink ons is beter as ander en daarom help omdat ons wil wys ons het meer nie, maar uit nederigheid uit. Soos die Messias wat gebore is, 'n nederige, onverwagte, onwaarskynlike stal, maar daardeur vir ons sy ongelooflike liefde omwys. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u liefde wat u vir ons kom wys. Dankie dat u dit 'n werklikheid gemaak het in die Seun wat u aarde toe gestuur het vir ons. Here, help ons om iets van u liefde te verstaan. Ware liefde wat meer is as net 'n gevoel, maar liefde wat oorgaan in 'n daad. Here, help ons om in hierdie Kerstyd ons liefde vir ander te wys op 'n nederige manier. Deur vir ander om te gee, te sorg, te respekteer. Deur vir hulle u liefde en u lig te wys. En dat ons so u liefde reg oor die wêreld sal versprei. Here, dat dit die vrees sal uitdryf. En dat dit soos 'n vlam 'n lig sal maak in die duisternis. Here, seën ons met hierdie ongelooflike liefde en help ons om daarop te fokus in hierdie Kersfeestyd. Amen. Gee dat nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.
Kom ons staan en dan sing ons lied 334. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Die Here sal julle genadig wees, hy sal vir julle vrede gee, en hy sal julle toevou in sy liefde. Amen.